Ek bid dat die Here vir ons gaan oplig vandag deur sy woord. Kom ons wees net vir 'n oomblik stil. Here, dankie vir die woord en dankie vir die atmosfeer waar ek geleentheid kry deur die genade van die Here om u woord te verkondig. Ek bid dat u vir ons sal oplig in die naam van Jesus. Ek bid dat u ons elkeen sal seën en sal help, Here, dat u ons sal oplig in ons gees waar ons is. Hoor verder nader aan die Here. Dis God se wil vir ons, vir elkeen van ons en vir ons kerk. Amen. Voor ek begin om te preek, ons het mos gepraat oor aanbidding. Ek wil hoor as iemand van julle wil getuig of net wil iets sê oor aanbidding, dan is julle welkom. Die woord sê wanneer 2 of meer is, dan moet ons by mekaar kom met een woord, een is getuie. As iemand hier is wat wil iets sê oor aanbidding, wil ek julle 'n geleentheid gee. Is daar iemand? Niemand. Julle moet gou praat. Dankie. Dankie Olga. Môre almal, ek wil getuig, die Here is great. Daai 2 seentjies wat ons, seun, manne, wat was saam met ons laas Sondag. Hulle gaan deur 'n baie harde tyd. Hulle pa was oorlede, wanneer hulle was nog klein, en dan ouma kom saam. Nou, oupa en ouma het afgetree hierso in by die vriendskap. En nou hierdie 2 is nou gelos, in 'n woonstel. Verkeerde goed kom op hulle pad, wel die vriende. En dit was eintlik sad, jy weet, met drugs en dinge soos dit. So, die enigste uitweg is om jou hart vir die Here te gee. Ons het planne gehad vir hulle. Ons my stiefdogter, Surita het vir hulle gesê, okay, daar is 'n kerk, gaan daar die Sondag. En dan alles is so uitgewerk dat hulle kom naweek na ouma toe. So, Piet, hy sê, hoekom gaan ons nie na ons kerk toe, en dan hulle kan hulle hart vir die Here gee. En alles het so uitgewerk met aanbidding, pastoor. Dit was net min vir hulle. I can just praise the Lord, really. Those 2 have changed now, and they know God is the powerful one to take everything away and go the right path. I just say, amen. Dankie, pastoor. Daai was bedoel vir hulle. So, nou, dit is die regte pad. Want dit is verkeerde goed wat hulle aangeval het in 'n woonstel. Met die Here se krag. Ek sien dit, amen. 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 Kom ons gee die Here lofoffer. Hoe groot is God? En God gebruik die kerk, God gebruik vir my en vir jou, en dis eintlik waar die boodskap gaan. Oor aanbidding wil ek ook ietsie sê. Ons het gehoor, dis meer as sang, dis meer as, dis 'n lewenswyse van aanbidding. Toe ons Pretoria toe gery het, toe stop ons daar by die tolpad en ons wag daar, en daar's 'n ou voor ons, so 'n paar karre voor ons, en hy haal sy kaart uit om daar betaal by die tolpad, en hulle wil nie sy kaart vat nie. En die mense begin 'n hoeter blaas, jy weet mos hoe maak mense. Hy het gedink die tol gaan die kaart vat, en daar staan hy al 'n klomp mense daar, en een ou staan op en hy gaan vorentoe en hy betaal vir die man die 12 of die 14 rand, en daar gaan hy. Dis aanbidding. Dis aanbidding wanneer jy iemand help om vir hom. Ek dink God glimlag wanneer ons kinders van die Here ander mense help in omstandighede. Dit was 12 rand en die hele het vorentoe gegaan en hulle het gelap skree, en die man was eintlik half onskuldig want hy het nie geweet die tolpad gaan nie sê, verstaan julle nou wat is aanbidding? So ek getuig oor aanbidding wat ek self gesien het, en ons moet aanhou met aanbidding. Maar vandag praat ons oor gemeenskap. As julle reg is vir die woord, dan is ek reg om dit te verkondig. En die tema is gemeenskap, soos ek reeds gesê het, en ons praat oor die eerste punt wat ek wil praat hierso is oor eenheid van die geloof. Eenheid van die geloof. God het ons geskape nie om alleen te lewe nie,
Nie alleen nie, ons is in Genesis lees ons dat die Here het die man geskape en toe die vrou en die vrou het gesê dis nou been van my been en van my en ek is daar en die Here het ons geskape om gemeenskap te hê. Gemeenskap bedoel ek vriendskap. Ons is gemaak vir gemeenskap, ons is gemaak vir 'n gesin, ons is gemaak vir samesyn, ons kerk, die samesyn nie, die gemeenskap van die gelowiges, mense met dieselfde doel, in 'n doelgerigte lewe vorm dan 'n gemeenskap. Jy is gemaak vir God se huisgesin, broer en suster, elkeen het gawes en talente gekry, soos ons gesien het hier, en dit word gegee om vir bevordering van die gemeenskap. Ek wil graag Efesiërs 4 vers 7 tot 16 lees, is 'n tamelike lang gedeelte, maar ek het 'n rede hoekom ek dit lees. Efesiërs 4, die opskrif staan, die eenheid van die geloof. Vers 6 sê, die Here het een geloof, kom ek lees vers 7, maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes 'n gevangene geneem en gawes aan die mense gegee. Maar hy het opgevaar wat beteken dit anders, is dat hy eers neergedaal het en in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Vers 11 sê, en hy het gegee sommige as apostels en anders as profete en anders as evangeliste en anders as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur slinksheid om listigheid tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam wat goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning van die elke lid gee volgens die werke van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir die opbouing van liefde. Dit is die kern van gemeenskap. Ons lees in Efesiërs 4 wat ek gelees het, en dan in Romeine 12 praat van die toewyding van God, die ootmoed en die getrouheid en die gebruik van gawes. In 1 Korintiërs 12 lees ons die verskeidenheid van die geestelike gawes. Dit is 'n ander reeks hierdie, die geestelike gawes. En 1 Korintiërs 14 lees ons die uitnemendheid van hierdie gawes. In die middel, in 1 Korintiërs 13 staan die liefde. So die Bybel praat eers van 1 Korintiërs 12 oor die toewyding aan God, in vers 14, uitnemendheid, en vers 13, in die middel die liefde. Die liefde is die kern van alles, broers en susters. In 1 Korintiërs 12 vers 31 staan daar, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog in 'n meer uitnemender weg. Gemeenskap met mekaar is uit liefde. Liefde, alles het 'n vervaldatum en sal verbygaan behalwe liefde. Alles het 'n vervaldatum en dit sal verbygaan behalwe liefde. Liefde het nie 'n vervaldatum nie. Die kern en die ewigheid van die gemeenskap is liefde. In 1 Korintiërs 13 vers 13 lees ons, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan die liefde. Die liefde vergaan nimmer meer nie. Die Bybel, die gemeenskap van ons, wat ons by mekaar bring, is liefde vir mekaar. Amen. Ons is hier omdat ons mekaar lief het, maar ons het mekaar lief omdat God ons eerste lief gehad het. Ek wil praat oor God se huisgesin. Ons is God se huisgesin. In Romeine 15 vers 5 lees ons, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie.
Romeine 12 vers 4 lees ons, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam, een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Die gemeenskap van die heiliges, die gemeenskap van ek en u, God het ons almal by mekaar gebring, elkeen met sy eie talent, elkeen met sy gawes, wat hier tentoongestel is vandag. God het elkeen van julle nodig in hierdie kerk. Julle weet dit, nê? Elkeen het 'n verskillende doel. Paulus sê self, omdat ek nie die oog is nie, kan ek sê ek is nie deel van die liggaam nie, of die oor. Ons is 'n liggaam, dit waaroor gemeenskap staan. God het ons elkeen hier gestuur met 'n spesifieke doel. En as jy jou doel verstaan, dan verstaan jy gemeenskap. Die Here het elkeen gestuur, het almal nodig. Ek weet dat ek is die minste belangrikste persoon van almal hierso, want wat sal dit help as hier niemand is nie, vir wie gaan ek dan preek? Ons moet dit verstaan, dat gemeenskap beteken 'n samekoms van mense. Daar's 'n groot voordeel in God se huisgesin. Ewige erfdeel by hom vir ewig. Dis 'n ewige erfdeel by hom vir ewig. In 1 Petrus 1 vers 4 lees ons, sodat ons die onverganklike en die onbesmette en die onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons. Ek glo aan die werkgelakom. Ek glo dat God ons kom haal. En ek glo dat God sy kerk kom haal. En ek glo dat as ons 'n gemeenskap is wat lief is vir mekaar, as die Here kom, dan gaan ons kerk hou met respek in die hemel, want God is daar. As ons al hier begin leer op die aarde om vir mekaar lief te wees en saam te staan, dan is ons reg om op te gaan wanneer die Here ons kom haal. Maranatha, Jesus op pad en vir ons kom haal. Die woord sê, hy gaan ons wegvat in die teenwoordigheid van God, waar daar geen trane is nie, geen hartseer, geen bekleierery, niks wanneer Jesus, maar terwyl hy nog is ons hier om die gemeenskap te bevorder. Ons is 'n gesin. Ek en u, die Here het ons by mekaar gesaan vir 'n spesifieke doel, om hierdie ding te verstaan, dat ons is God se gesin, ons is kinders van God. Wat die meeste saak maak, is liefde. In Galasiërs 5 vers 14 lees ons, wat die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Lewe sonder liefde is waardeloos. Liefde is vir ewig. Die beste tyd om lief te hê is nou. As jy iemand wil lief hê, moet jy hom nou lief hê. Die liefde is vir ewig. Die gemeenskap, die kerk is 'n plek om te behoort. In Efesiërs 2 vers 19 lees ons, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en die huisgenote van God. Vers 21 sê, en wie die hele gebou, God saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Ons word saamgebou tot 'n woning van God in die Gees. Ons moet ervaar die lewe saam. God wil hê dat ons met die lewe saam ervaar. Ek wil julle iets vertel, nee. Daar's twee dinge wat ek weet wat die duiwel, ons ken mos Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te slag en te steel en te vernietig. Dis sy plan. Die dief se plan is om hierdie eenheid, die gemeenskap van die heiliges, om dit te vernietig. En hoe doen hy dit? Deur met mense in hulle gedagtes te praat, deur bekleierery, strife, goeders te bring in die kerk. Dit is, ek en u moet gefokus wees. Ons moet weet wanneer die duiwel besig is om nonsens aan te jaag in ons kerk. En hy kry baie dinge reg. En ons moet hom bestraf in die naam van Jesus. Ons moet gemeenskap verstaan. En dit is wat gebeur. Hoekom word mense kwaad een vir 'n ander? En as hulle mooi gaan sit, 99% is klomp nonsens. Kan ons saamstem? Die Here se woord sê in Psalm 133 vers 1. En dit is een van die mooi psalms vir my. Kyk hoe goed en hoe lieflik is as broers saam woon. Die Bybel sê, kyk hoe lieflik en goed is dit as broers saam woon. En die derde vers van hierdie psalm, wat vir my die mooiste is, dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van die son, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Waar mense saam is, waar mense saam in liefde is, daar gebied God sy seën.
Kom ons maak 'n moeite in onsself en ons harte om seker te maak dat ons as gemeenskap vir mekaar liefhet, sodat die Here sy seën kan uitstort op ons. Dit is Psalm 100, dit is die lewe. Ons ervaar die liefde saam en dan stort sy God sy seën uit. Ek weet nie wat 'n huisgesin en hoe het julle groot geword nie. Ons het maar 'n moeilike huisgesin geword. Ek ken mense hierso wat familie saam is en maar nou het God hierdie goed alles omgedraai by my gesin deur die genade van die Here en God spreek sy seën uit oor ons. Want ons is 'n familie. My twee dogters is eintlik die een wat hulle by mekaar maak. Dit is so lekker as die hele gesin saam is. Dis priceless. Is dit nie so nie? So ons moet regtig waar streef, kinders van die Here. Hoor wat sê die woord van die Here. Where there's unity, God commands his blessing. So wat kan maak dat ek nie unity in my lewe, in my huisgesin, in my huis maak nie? Wat kan ek maak? As daar nie unity is nie, as daar nie eenheid is in julle huisgesin en julle, moet julle regtig gaan sit en sien, wat is die oorsaak daarvan? Partykeer is dit net 'n klein dingetjie, so 'n klein dingetjie, en die duiwel loop en lag, en jy loop dikmond, want jou pa, jou broer is kwaad vir jou oor die, of oor daai, of oor dit. En as jy na hom toe gaan hy sê, maar ek het eintlik gewag, ek wou eintlik na jou toe gekom het. Kom ons as gemeenskap, die Here wil hê ons moet saamlewe, die Here wil hê ons moet in vrede met mekaar lewe. Ja, almal stem nie altyd saam met alles nie, dis nie te sê dat almal moet saamstem nie, maar dit is te staan dat ons 'n eenheid het, een van krag, een van gees, een van wil. As ons saamlewe, dan sal God seëning bring. En mense, julle weet van 'n vibe, die kinders en die jong mense loop 'n vibe. As daar 'n seëning is, as daar vibe is, as daar mense saam is, dan sal die kerk ook groei. Dit is wat die Here vir ons gee. Ons moet die lewe saam ervaar. In Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul die wet van Christus. Die ander gedeelte sê, wanneer een deel liggaam van die liggaam lei hulle almal. In 'n kerk wat soos hierdie is, as julle sien, as iemand se laste het, wanneer en ons dra mekaar se laste, ons kyk, julle weet, jy kan sommer in iemand se oë sien as dinge nie reg is nie, is dit nie so nie, John? Jy kan dit sien, hè? Jy ervaar dit, en dan is dit ons kerk, die Here se werk, ons om vir mense te help, hulle mekaar se laste te dra. Ek het al baie baie keer sê ek goed oor en oor, maar dis vir my belangrik. Ek het dit swaar gekry toe ek 'n grief gehad het, my kind verdrink en alles, is baie jare terug en ek is oor dit, want die Here het my gehelp, hy het my siel gered en gaan alles goed. Maar daar was 'n stadium eendag, dat ek voel, letterlik in die nag wakker word en ek voel, daar's mense wat vir my bid. Jy moet nooit wanneer die Here vir jou wakker maak in die nag of wanneer ook al, nie bid vir as hy sal vir jou sê, daai persoon kry swaar, bid en jy sal sien dit verander. Dra mekaar se laste. Die kerk van Jesus is hier sodat ons mekaar se laste kan dra. Die kerk van Jesus is hier om mekaar by te staan. Die kerk van Jesus, as iemand geval het, dan is dit my en jou plig om hom op te bring. Sê, kom broer, kom kerk toe, kom dien die Here. Die kerk kan jou nie red nie, ek sê dit baie, dis Jesus. Maar hoe gaan jy in Jesus se teenwoordigheid kom, as jy nie weet dat ons is ervaar die lewe saam. Ons moet saam, 2 is beter as 1, in Prediker staan dit so mooi geskrywe, daar sê, 2 is beter as 1, as die een val, sal die ander een hom optel. As een koud kry, sal hulle mekaar warm kry. En die mooiste vers van daar, hulle sê, 'n 3-dubbele tou sal nie gebreek word nie. Dit is 2 mense, ek en u en God, en dan kan dit nooit gebreek word nie. Ons moet mekaar saam ervaar. Ons kweek, om 'n gemeenskap te kry, is om te kweek. Nou kweek is harde werk, dis harde werk. Jy kan nie net, om 'n gemeenskap, om 'n verhouding te kweek is harde werk. Jy moet plant, jy moet nat gooi, jy moet dit is wat ons moet doen aan ons verhoudings. Ons moet dit kweek, sê die woord van die Here. Ons moet werk aan ons verhoudings. Almal stem nie altyd saam nie, maar wanneer God daar is, dan sal daar 'n gemeenskap gevorm word. Amen. Partykeer die mense met wie ek die minste sleg oor die weg gekom het, kom ek nou die beste oor die weg. Mense, ek wil praat oor myself, verskoon my. Hulle sê ek is bot en ek is nie wie die en dat nie, maar na tyd as hulle my ken, dan sê hulle, ja, maar ek het nie gesien, jy so nie, dan word ons vriende.
Moenie 'n mens kyk, oordeel, ja, daai een en die een en daai een nie. Die kerk is daar vir 'n gemeenskap. Die kerk is daar sodat ons mekaar kan opbou, en wanneer dit sleg gaan met ons, is ons daar vir mekaar, en wanneer dit goed gaan, dan juig ons saam met mekaar. Is dit waar? Om 'n gemeenskap te kweek. In Jakobus 3 vers 18 staan daar, en die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede. Ons moet vrede saai wat vrede maak. In die message, hoor wat sê die message. Julle kan 'n gesonde en 'n kragtige gemeenskap wat reg langs God leef ontwikkel. So ons moet 'n gesonde en 'n kragtige gemeenskap wat reg langs God, ons moet dit ontwikkel. En die resultate daarvan geniet slegs as julle harde werk doen om met mekaar oor die weg te kom en met agting en eerbied teenoor mekaar op te tree. Om met mekaar oor die weg te kom en met eerbied en agting teenoor mekaar op te tree. Die grootste vyand van hierdie is die duiwel, maar ons kan 'n kragtige gemeenskap langs God ontwikkel as ons harde werk doen om met mekaar oor die weg te kom en met agting en eerbied teenoor mekaar op te tree. Kan julle amen sê oor dit? Ons moet 'n gemeenskap kweek. Dis nie altyd maklik nie. Dit is nie maklik nie. Dis nie maklik om met mekaar oor die weg te kom nie. Nee, Werner, ons sukkel met mekaar, nee, soms. Maar die Here sê vanoggend vir ons moet moeite doen met mekaar. Ons moet moeite doen. En dan kweek jy 'n gemeenskap. En dan, as ons saam is, kan niks en niemand teen ons maak nie. Dan sal die Here sy seën oor ons uitser. Dan sal ons groei, dan sal dit goed gaan en dan sal die wêreld sien hoe is kinders van die Here. Dit is wat gemeenskap is. Amen. Dankie Wally. So, en dis wat Jakobus 3 vers 18 sê. In 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy liefde vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Jesus het sy liefde vir ons af te lê, en ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Wanneer ek altyd mense trou, dan gebruik ek Efesiërs 4 wat sê, in hierdie huwelik, daar's geheime dinge, daar's 'n geheim daar, sê die Bybel in Efesiërs 4 oor 'n huwelik. Wat is die geheim? Hy sê, manne, julle moet julle vroue lief hê, soos God die kerk lief gehad, die gemeente lief gehad het, dat hy sy eie lewe gegee het vir die kerk. So ons moet mekaar lief hê, ons moet mekaar ondersteun, ons moet nie sleg van mekaar praat nie, ons moet nie sleg van ons kerk praat nie, ons moet mekaar opbou, en dan sal dit goed gaan met ons, amen. Dan sal dit goed gaan. Is dit maklik? Nee, glad nie. Hulle sê, jy moet dit kweek. Jy moet aanhoudend wees, en jy moet jou oor baie luister, wanneer iemand sleg praat van jou kerk, wanneer iemand sleg praat van die Here, dan moet jy luister, sê nooit, wag bietjie, hoor bietjie hierdie storie. Ek het goeie vriende, ek het een baie goeie vriend, en wanneer ek in die probleme is, wanneer iemand sleg van my praat, dan sê hy, nee, wag, ek glo nie daai storie, roep die pastoor, laat hy kom. En elke keer is daai goed opgelos. Moenie stories luister nie, kinders van die Here. As jy iets van iemand hoor, moenie dit sommer net so ruklik graag glo nie. Mense hou van kinderstories, maar die beste is om in die waarheid te betrag, om die saak op te los, en as dit opgelos het, dan word die vriendskap sterker. Is dit nie so nie? As julle saam met mekaar staan, as ons saam met mekaar, sal julle verbaas hoe gaan hierdie kerk groei. Almal wil hê die kerk moet groei, né? Hoe gaan ons dit groei? Deur mekaar lief te hê, deur 'n gemeenskap te ontwikkel, deurdat hulle kan sien, hierdie mense is lief vir mekaar. Hoe sien jy dit? Deur hulle optrede, wanneer hulle praat van en met mekaar, dan sien jy daar's liefde onder mekaar. Maklik? Nee, nie maklik nie. En is daar probleme? Ja. Die belangrikste is, as jy probleme het, en ek gaan nou ook daaroor praat, jy moet eers kyk na jouself. Dit is baie belangrik. Elkeen wil homself altyd verdedig. Wanneer ons kom by familie, by gesinne, by dinge, dan wil jy jouself beledig. Herstel gebroke gemeenskap. Dis belangrik. In Romeine 12 vers 18 lees ons, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, moet julle in liefde en vrede met alle mense lewe.
So van jou kant af moet jy alles doen. En ek het agtergekom as dit by my begin, as daar kyk eers na jouself. En as dit dan nog 'n probleem is, dan daar's geen probleem, kinders van die Here, wat nie opgelos word nie, kan los. Kan julle amen sê? Elke probleem, dit maak nie hoe groot dit is nie, kan opgelos word en 'n gebroke gemeenskap en verhoudings kan herstel word. 2 Korintiërs 5 vers 18 lees ons. En dit alles uit God, wat ons met onsself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. God het vir my en vir jou die bediening van versoening gegee. Ons moet versoen met mekaar. Ons moet mekaar handvat en lief wees vir mekaar en verlede goed los in die naam van Jesus. Die duiwel is die een wat altyd die ou dinge uithaal. Hy haal altyd dit uit. Ek het al baie oor die ding gepraat, dat die Gees, die woord van die Here sê, die Heilige Gees sal jou oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. So die oortuig is iets wat binne in jou hart is. Jy voel oortuig, jy moet hierdie ding doen, maar die duiwel is die aanklaer. Hy sal jou altyd aankla. Vir my nog, terwyl ek hier staan, al lank al preek ek, is die duiwel nog besig om my aan te kla. En sê, maar hoe kan jy so praat, wat van dit? Duiwel, ek het lank al hy goed gelos, man. Jy weet het, die Here het my gesond gemaak. I can never go back to my old life. Never, is verby vir altyd verby. En as die duiwel my aankla, sê ek gaan nie daar nie. Jy weet, ek het klaar met daai goed gemaak. Kom ons maak vrede met mekaar. Kom ons werk aan hierdie saak. Kom ons kweek 'n goeie verhouding met mekaar. Praat eers met God. Wanneer daar 'n probleem is van gebroke verhoudings, dan praat jy eers met God. Dan die volgende wat jy doen, dit is moenie dat gevoelens alles oorheers nie. En bely jou by jou eie goed eerste. En dan jy moet die probleem aanval, nie die persoon nie. Die probleem is nie die persoon nie, die probleem. En gaan vir versoening, nie noodsaaklik vir oplossing nie. Alles kan nie altyd opgelos nie, maar daar kan 'n versoening kom. Amen. Daar kan 'n versoening kom in die kerk en in die tye wat ons lewe. Beskerm jou kerk. Efesiërs 4 vers 3 sê, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Ons moet ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede, deur in vrede met mekaar te lewe, kinders van die Here. Die woord van die Here sê ons moet in vrede met mekaar lewe. Dit is wat belangrik is. In Romeine 14 vers 19 lees ons, laat ons dan najag wat tot vrede en onderlike stigting geniet. Dit is wat ons moet najag. Vrede, onderlike stigting, gemeenskap beteken, die duiwel is 'n oorwinnaar. Ek soek nie 'n demoon om elke boom nie, maar ek wil vir julle mooi vra. Kom ons begin met gemeenskap. Kom ons begin, hoe kry jy mense bymekaar? Nooi hulle, laat hulle by jou kom kuier, laat hulle by jou kom eet. Probleme in die kerk, moenie, kind van die Here, wanneer iemand jou net skeef kyk, jou opruk en sê, ek gaan nie weer na daai kerk toe nie, die pastoor wil my nie groet nie, en dit nie, gaan hoor eers wat aangaan. Ek wil julle aanmoedig as gemeente, en ons moet versigtig wees hoe ons praat met mense. Ons moet versigtig wees hoe ons mense hanteer. Mense wat seer gekry het, sukkel om hierdie goed te verstaan, want die woord van die Here sê, hurting people, hurt people. As jy seer gemaak is, dan is jy geneig ook om ander mense seer te maak. Jy is altyd op die aanval, altyd aanval. Wat bedoel jy? Hoekom sê jy so? Wat gaan hier aan? Hoekom dit en dit en dit? Gemeenskap beteken dat ons hard werk aan 'n gemeenskap en aan mekaar met verhoudings, liefde vir mekaar, omgee vir mekaar. En ek het gepraat oor aanbidding. Aanbidding is 'n lewenswyse. Om gemeenskap te hê is ook 'n manier. Mense verstaan nie, God het almal nie aan dieselfde gemaak nie. Soos ek julle gesê, party mense sê ek is spot, party mense, pastoor, ek het jou daar gery, het nie eens met gegroet nie. Ek is bly dat hulle dit sê, want toe ek daar gery het, onthou ek presies, en ek onthou presies waaraan ek gedink het. En as ek jou nie groet nie, kind van die Here, weet dit is omdat ek ander gedagtes gehad het, maar in my hart is ek lief vir jou, in my hart is ek daar vir jou. Ons moet beter mekaar ken en mekaar verstaan, hoe werk die dinge in ons lewens.
En dan sal ons gemeenskap groei tot eer van die Here. Dan sal ons eer aan God gee en dan sal die Here sy seëninge oor ons gebied in Jesus se naam. So ek het net hierdie ek wil net vir julle ek wil net oor dit praat. Julle weet elke dag word die stukkies uitgestuur. Ek het net gevoel dit is die begin. So ek kan 'n hele reeks oor dit preek. So alwaarvoor ek gepraat het vandag in hierdie kerk is oor die eenheid van geloof, dat die Here het ons gegee talente en gawes tot eer van sy naam, dat ons deel is van God se huisgesin en dat ons moet weet wat die meeste saak maak is die liefde. Die kerk is ook 'n plek om te behoort. Almal soek dit. Hulle sê a sense of belonging. If you are looking for a sense of belonging is hier. Almal soek 'n plek om te behoort. Ons moet die lewe ervaar, die lewe saam. Ons moet dit saam, dit is die wil van die Here. Ons moet 'n gemeenskap kweek. Ons moet werk daaraan. Ons moet dit herstel en beskerm. Dis my en jou werk om ons kerk te beskerm. Hoe beskerm jy die kerk? Deur die waarheid te spreek. Hoe beskerm jy die kerk? Dat dit nie toelaat dat daar sleg gepraat word nie. Alles is nie altyd donkie-dorie nie. Julle weet toe by my, ek het 2 susters gehad en ek het my suster dit soms beklei. Maar dat een van die mense van net iets aan my susters doen, dan sê hulle jy gaan my broer te doen kry. Ons beklei, maar laat net iemand van my susters vat. Dan kom die duiwel in my uit en dan klap ek hulle sommer nou. Dis in die verlede. Maar dis ook 'n voorbeeld. Moenie toelaat dat die mense sleg van julle praat nie. Julle ken mekaar, ondersteun mekaar, help mekaar. Laat ons gemeenskap saam groei wat ons mekaar liefhet en dan sal die wil van die Here. O Here, ek wil afsluit met hierdie woorde. Ek is klaar soos ek reeds gesê het. Kom ons bid saam. Kom ons broers en susters, sluit net julle oor daar waar julle is. Here, in hierdie oomblik van stilte wil ek vir u vra om vir my te help en elke broer en elke suster wat hier is. Dat die Here vir ons sal help. Dat ons sal wees soos die Here wil hê ons moet wees. Dat ons eenheid sal bewerkstellig. Dat daar niks is wat die eenheid sal kan breek nie. Niks, Here. Dankie dat dit so is. Want dis wat die Here wil hê. Here, ek bid vir eenheid vir ons kerk. Eenheid vir elke persoon wat hier sit, vir sy huisgesin, vir sy familie, vir sy vriende. Want die Here sê, where there is unity, God command his blessing. Ek wil bid, Here, dat die begeerte vir God se seëninge so erg sal wees, baie erger as die probleem wat ek het met die persoon of daai persoon. Want God se seëninge maak ryk. God wil sy seëninge oor ons uitspreek, kinders van die Here. Maar die seëninge word teruggehou omdat daar nie eenheid is nie. En eenheid is versoening. Eenheid is nie om alles saam te stem nie. Here, dankie vir die woord. Ek bid dat u die naprediker van hierdie woord sal wees. Ek bid dat u in ons harte sal werk, dat ons van vandag af in ons kerk en in ons huisgesinne alles tot ons vermoë sal doen om hierdie eenheid te bewerkstellig, sodat God se seëninge oor ons uitkom. Ek sien uit na die seëninge van die Here. Ek sien uit as die Here sy hemelse vensters oopmaak en ons seën. Here, dankie. Ek wil bid dat ons dit sal besef hoe belangrik is om eenheid. Elkeen wat hier is, vir my ook, Here. Ek wil graag, Here, ek verklaar ek sal enige iets doen om die seëninge van die Here te kry en om die eenheid te herstel as daar probleme is. Dankie, Here. Dankie. Dankie vir goeie nuus van Jesus. Seën elkeen in Jesus se naam. Amen en amen.